Okay, terwyl ons wag daarvoor dat pastoor Tim dit uitsorteer, miskien kan ek maar vir jou vra, William, om vir ons te open met gebed. Okay, kan julle my hoor? Ons kan. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanaand as 'n klompie werkers, Here, by mekaar te kan kom, en ek sê dit spesifiek in die manier, want ons verklaar ons as diensknegte saam met U, Here, sodat ons die volk en die wat U ons pad langs stuur kan help en kan ondersteun. Here, ek wil bid dat U dan nou hierdie geleentheid vanaand, dat U ons sal inspireer deur die Heilige Gees, en Here, dat U vir ons sal help om weg te loop van hierdie gesprek af met bietjie meer inligting, met bietjie meer insig, Here, en dat U wysheid daarby met die Heilige Gees ons sal help, Here, om wanneer ons by situasies kom, Here, dat ons mense kan help om oor hulle probleem of hulle situasie te kom. Ek bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar dat sodat U naam daardeur verheerlik kan word. Ek bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Amen. Baie dankie. Ek net check pastoor Tim as ons een van ons paneellede of hy reg gekom het daarmee om die mikrofoon aan die gang te kry. Nog nie. Okay. Goed, ons sal graag vanaand gesels oor die onderwerp van empatie. En hy word vertaal deur verskillende maniere. Party mense praat hy van meegevoel, en ek wil nie te veel meer daaroor sê nie. Pastoor William gaan vir ons nou 'n bietjie meer 'n detail inleiding gee daaroor. Maar ek voel dat empatie is nie net 'n vaardigheid nie net iets wat addisioneel bykom, 'n addisionele, kom ons sê, gereedskapstuk in 'n mens se toolbox nie. Dit is 'n geestelike noodsaaklikheid vir elkeen van ons wat in die koninkryk van die Here wil lei en wil dien. Ek hou van William wat gepraat het van as werkers, ons moet werkers wees in sy openingsgebed. In die wêreld waarin ons is daar baie mense wat voel dat hulle nie gehoor of verstaan word nie. En ware empatie is daar om 'n brug te bou tussen ons harte. Ek wil graag vir William 'n kans gee, hy het ons skyfies voorberei. Is welkom om dit te deel en ons gaan graag daarna luister. Goed, baie dankie broer Johnny. Goeienaand aan al ons dierbare broers en susters. Ek vertrou dat ons 'n baie insiggewende gesprek gaan hê vanaand. Voordat ek ek het net so 5 of 6 skyfies wat ek graag vir u wil wys, maar ek wil net verduidelik en so 'n bietjie die I want to set the scene. Ek kan nou nie onmiddellik dink wat is dit in Afrikaans nie, maar jy verstaan wat ek bedoel. Ek wil iets persoonlik met u deel wat ons aan kan dink, want empatie, ek het na Suster Daleen se notas, sy het my gevra om 'n bietjie te koekeloer daarna, die verskil, en sy gaan self daaroor praat, die verskil tussen empatie en simpatie. En empatie is om jouself in ander se skoene te sit. Nou, ek het my hart vir die Here gegee as 'n jong seun. Ek dink ek was hier by 8, 9 jaar oud. En so ek dien die Here van baie jongs af. En in my tienerjare het daar iets verskrikliks met my gebeur in ons Here Christus Kerk by ons hoofkantoor. Ekskuus Willem, ek wil net bevestig daar, pastoor Tim, ons kan jou nou hoor. Ja. Asai. Daar kan hulle my hoor, dankie. Asai. Baie dankie. Kan ek nou maar voortgaan? Dankie, pastoor François Nolte het my gehelp. Okay. Right, so where was I? So as tienerjarige onskuldige het daar 'n uitgeleese hogere oomie in die kerk my seksueel gemolesteer binne in die kerk by hoofkantoor. Ek was 'n tienerjarige
van seksualiteit en wat daarmee te paard gaan, het ek geen klou gehad nie, ek het nie geweet waar dit gaan nie. En die kerk, my ouers het natuurlik die moderator van die tyd in kennis gestel, die moderator Oomie, ek was 'n seun, het daar by die huis gekom, hy het die bloed van die Here oor my gepleit en gesê, raad seentjie, ons praat nou nie weer hieroor nie, en agterna het die man ander seuns in die kerk ook gaan molesteer. Nou, ek sê dit nie om u simpatie te kry nie, maar as 'n mens dink aan empatie, dan moet jy jouself in die skoene van die een wat die trauma beleef het, of wat die omstandighede beleef het, insit, en as kind, en as iemand wat in die kerk is, voel ek, die kerk het my teleurgestel, want daar was geen hulp vir my aangebied nie. Nou, as ons kyk na hierdie onderwerp, dan moet ons erkenning gee aan 'n deel van die evangelie, is dat daar slegte goede met mense gaan gebeur in ons gemeentes, en dat ons die vermoë sal hê om jouself in daai een se skoene te sit, en met hulle pad te loop. Dit is nie om 'n wêreldse uitdrukking te gebruik, wham bam, thank you, en dis klaar. Dit is nie sommer net 'n kwessie van 'n vinnige gebed en nou moet jy daarvan vergeet nie. En ek wil net dan na ons skyfies gaan kyk in konteks van wat ek nou net vir u vertel het. Empatie in die kerk, transformeer of oorskat. Die debat oor verbinding, leierskap en diens. Vanaand se doel is om 'n lamp op die sagte kant van die evangelie te skyn, naamlik empatie. Ons vertrou dat ons gassprekers die deksel gaan oplig en dat ons die aroma van hierdie brousel gaan beleef en dat ons daardeur gevoed gaan word. Wees asseblief vrymoedig om deel te neem. Empatie in die kerk, dink vir 'n oomblik aan die laaste keer wat jy regtig gehoor en gesien gevoel het. Ons hardloop so rond dat ons nie by 'n plek uitkom waar ek regtig luister na my broer en my suster nie. Iemand wat nie net jou woorde gehoor het nie, maar ook jou hart verstaan. En 'n mens kan nie 'n ander een se opinie en se optrede verstaan as jy nie sy hart verstaan nie, as jy nie regtig weet uit watter situasie, watter agtergrond kom daardie persoon nie. Het jy al saam gelag of dalk saam gehuil al? Ek en my vrou is deur 4 mans oorweldig voor ons huis in die Kaap en ons in die huis gevat. Ek het gedink hulle gaan my vrou aanrand en onsedelik aanrand. Hulle het ons in aparte kamers gesit en ons werker op daai stadium het by ons gekom en ek het regtig empatie by hom beleef. Ek onthou dit nou nog, dat hy vir my gesê het, broer William, jy mag nou maar vloek as jy wil. En ek het nie behoefte gehad daartoe nie, ons is ongedeerd van dit af, maar nie daai woorde het gesê, ek voel jou, ek is met jou. In daardie oomblik ervaar jy iets wat elke mens diep in sy wese begeer om nie net te verdra te word nie, maar ook om werklik verstaan te word. Hoekom is empatie so belangrik? Dis 'n groeiende behoefte aan autentieke verhoudings in die kerk. Autentiek is genuine verhoudings in die kerk. Regtig omgee vir mense. Mense is nie net 'n beersie nie. Mense is nie net wat jy voor jou sien nie, maar ons het 'n hart en 'n siel en 'n gees. Ons het gedagtes, ons het verwagtinge, ons het verlange, uitdagings in leierskap en diens binne in diverse gemeentes. Ons kan nie almal onder een kam skeer nie. Empatie as 'n Bybelse beginsel sê dat ons saam met die moet ween wat ween en dat ons mekaar se laste moet dra. Maar dit is 'n transformerende krag of net een hulpmiddel onder vele. Dis die vraag. En ek dink hopelik gaan ons gassprekers vanaand so 'n bietjie die deksel op dit lig. Empatie as 'n Bybelse beginsel
In Bybelse taal word empatie dikwels beskryf deur woorde soos meegevoel, ontferming, barmhartigheid en samelyding. Dit gaan nie net oor jammer voel nie, maar om aktief deel te neem aan iemand se vreugde of pyn. Jy weet, ons almal sukkel maar om bo uit te kom, en wanneer 'n ou iets mooi gekry het wat blink, dan is dit, wonder waar het hy die geld gekry. Weet nee, kom ons wees bly saam met mekaar. Dis wat ek probeer sê daar. So, wat sê die Bybel oor empatie? Jesus se voorbeeld word in Matteus gewys. Toe Jesus die skare sien, het hy hulle innig jammer gekry. Dit beteken iets uit sy hart uit. Bou verhoudings in die liggaam van Christus, praat Paulus in Korintiërs. En as een lid lei die hele lede saam. En as een lid geëer word, dan word die hele liggaam geëer. Verteenwoordig Christus se liefde aan 'n gebroke wêreld. 'n Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Sonder empatie wil ek voorstel dat ons nie regtig mekaar kan lief hê nie, want as ek nie my voete in jou skoene kan sit nie, sal ek jou nooit verstaan nie. Die lei tot diens wat vanuit liefde en nie plig gedoen word nie. Kolossense sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. Ek gee nou vir Johnny terug, hy gaan die gesprek dan nou verder voer met u. Baie dankie William, waardeer dit. Ons sal begin met ons paneel, en die eerste vraag is miskien 'n voor die hand liggende vraag, maar ek gaan nogtans dit stel, ek gaan vir elkeen die beurt gee om dit te beantwoord. En die vraag is eenvoudig, hoe onderskei jy empatie van simpatie af in jou leierskapbenadering? So, dis belangrik om natuurlik empatie in al die vlakke te verstaan. Ons is as 'n groep leiers by mekaar, so dit gaan oor jou leierskapsbenadering, die manier waarop jy dit aanpak as 'n leier. Ek dink ons gaan begin met Suster Sarita, dan sal ek Pastor Tim en dan Suster Talie die kans gee. Ja, goeienaand almal. Ek het nou nog nie almal gesê nie, maar ek wil net sê baie dankie vir die geleentheid wat ek het om self ook hierso te kan praat op die tempeldialoog. Ek dink dit is 'n wonderlike ding. So, ek het 'n bietjie nagelees oor empatie en simpatie en kan ek werklik waar sê dat om empatie te hê, ek gaan daarby begin, is om regtig, soos ons nou al gehoor het, om iemand in sy skoene te kan staan en te kan verstaan. En ek wil amper sê, simpatie is baie kere, ek hoor wat jy sê, maar dis ook net al waar dit bly. Weet, ek het gehoor wat jy vir my sê, maar jy probeer altyd 'n oplossing gee vir daardie persoon. En waar empatie is vir my persoonlik regtig luister, om te luister. En dit gaan nie regtig oor om te sê, doen dit of dit nie, maar om regtig te luister na iemand en te luister na iemand se storie. As ek dit so kan antwoord. Uitstekend, baie dankie suster. Broer. Baie dankie en nogmaals jammer vir die tegniese onderbreking wat ek ervaar het. Baie dankie vir die geleentheid, Pastor Johnny, al ons gaste, ons vriende. As ek sou moet onderskei tussen simpatie en empatie, dink ek dis reeds uitgelig, maar ek dink tog ons die werklik waar verder as net 'n gawe. Dis 'n vrug wat elkeen moet beoefen. En presies soos jy sê, Johnny, ons kan nie empatie toon sonder liefde nie. En dit is wie Jesus is. Hy is liefde, God is liefde, en as ons enigsins met enige iemand probeer deel sonder liefde, sonder daardie
diepe hartsempatie, sal dit nutteloos wees. En moet ons besef dat mens kom in situasies in gemeenteverband waar empatie partykeer vir 'n mens dalk die mekaar spel raak tussen empatie en simpatie, want kry jy net jammer of wanneer jy met iemand medelee het of met iemand mee voel dit wat hulle deurgaan. So my persoonlike mening reeds aan die begin sou ek sê ons moet empatie sien as die grootste vorm van liefde teenoor mekaar wat uit die hart uitkom. Uitstekend, dankie broer Tim. Suster Talia. Goeienaand almal en baie dankie vir hierdie geleentheid. Ek dink deur te begin hou ek van 1 Petrus 3 vers 8 waar die Bybel sê en eindelik wees almal eensgesind en dan praat hy van medelydend en vol broederliefde en ontferming en vriendelik. En as ons dan vanaand na empatie kyk, dan kan ons ook deernis hieraan verbind, dink ek, want deernis is 'n simpatieke bewustheid van ander se kommer tesame met die begeerte om dit te verlig. En as ons dan nou na die teenoorgestelde hiervan kyk, dan kyk ons na harteloosheid of koudheid of gevoelloosheid. Empatie aan die ander kant is die aksie van begrip, die bewus wees van, die sensitief wees vir en die inleef in gevoelens, gedagtes, as ook die belewennisse wat ander mense het sy in die verlede of in die hede, sonder dat sodanige gevoelens, gedagtes of belewennisse ten volle gekommunikeer word. Die teenoorgestelde dan hiervan is onsympatiek, maar empatie, dink ek, speel 'n belangrike rol in die bou van verhoudings en gee uitdrukking aan waardes en respek. En soos ons nou reeds gehoor het, empatie is om in iemand anders se skoene te loop. Dit gaan oor die verstaan van die ervaring van 'n ander persoon se perspektiewe en emosies. En dan om empaties te wees vereis om aktief te luister en om te hoor wat tussen die lyne gesê word, want ek dink dit is 'n sleutel van emosionele intelligensie en dan dit vereis 'n opregte belangstelling en 'n gewilligheid om die wêreld deur iemand anders se oë te sien of te beleef. En ek kan 'n voorbeeld hiervan gee wanneer uitvoerende hoof byvoorbeeld van 'n maatskappy sien dat sy werknemers sukkel om 'n sperdatum te behaal, kan hy, as hy empaties is, die redes ontdek wat agter die oponthoud is en hulp aanbied in plaas daarvan om dadelik foute vind of te kritiseer. Nou, simpatie aan die ander kant is 'n gevoel van bejammering of hartseer vir iemand sonder om noodwendig hulle omstandighede te verstaan. En wanneer ons simpatiek is, kom dit van 'n plek van goeie intensies, maar dit kan afstand skep. Mense wil nie bejammer word nie. Hulle soek begrip. Simpatie sê dan, ek is jammer vir jou. Waar empatie sê, ek verstaan hoe jy voel en ek is hier om jou te ondersteun. Ja, uitstekend. Ek dink dit is 'n goeie fundament wat gelê is in terme daarvan om te beskryf die verskil. Ek dink een van die beste verduidelikings wat ek gehoor het rondom die twee is wanneer jy in 'n situasie kom waar jy iemand vind wat hulp nodig het. En jy stel jou voor hierdie persoon is onder in 'n gat in 'n donker plek. Die eerste ding wat nodig is uit 'n empatiese oogpunt uit gaan wees vir jou om jouself, soos hulle in Engels sê, vulnerable te maak. Want jy moet jouself kan indink in die omstandighede waar dit is. So jy moet kan jouself kry dat jy self ook onthou hoe dit gevoel het om onder in 'n gat te wees, om terug te dink aan 'n tyd waar jy wel daar was wat jy hulp nodig gehad het. En dan saam met daai persoon in die gat te klim. Ek dink dit verg natuurlik 'n redelike mate van geestelike volwassenheid, want ons wil nie onder in die gat bly nie, ons wil almal uit die gat uitkom.
En dan die simpatie is die ou wat net bo sy kop inmik en sê ek is jammer om julle onder te sien. Jammer beteken nie veel nie. Jy het dalk nie die antwoorde vir die persoon nie, maar om saam in die gat in te klim is waaroor empatie gaan. Ons sal graag aanbeweeg en die tweede vraag is dan hoe beïnvloed dit die manier waarop jy besluite neem en mense lei. Ek dink ons sal begin by Suster Daleen hierdie keer. Ek dink dat 'n mens moet kan kommunikeer, want 'n mens moet toegerus wees om verskillende perspektiewe te verstaan en dan daarvolgens te kommunikeer. Maar ek dink ook iets wat Sarita net nou aangeraak het, is deur aktief te luister en erkenning van die emosionele impak van die boodskap te hoor en te verstaan, kan 'n mens misverstande verminder en duideliker kommunikasie bevorder, want dit lei dan op die ou uiteinde tot effektiewe samewerking en spanlede voel dat hulle gehoor en waardeer word. Uitstekend, dankie. Ek dink ek gaan aanskuif na 'n volgende vraag toe. Suster Sarita, hoekom is empatie noodsaaklik vir effektiewe leierskap? So, leierskap wat die resultaat bereik waarvoor jy die doelwit in oog het. Ek dink dat Jesus se voorbeeld wat hy gestel het, as hy nie empatie gehad het met ons as sondaars nie, dan het dit niks beteken nie. Die evangelie sou nie bestaan het nie, maar omdat hy empatie betoon het en ons almal tog 'n strewe het om soos Christus te wees of soos hy te word, is dit belangrik dat daai empatie deel van jou, ek wil sê, alledaagse lewe sal wees. Dat dit sal wees, amper voordat ek iets aanpak, dat ek eers sal dink, hoe sou ek opgetree het, of hoe sou Jesus vir my verwag het om op te tree, of om iets te doen. En dit is so belangrik. Ek wil net 'n getuienis hierso gee van, ek dink 'n wonderlike voorbeeld van empatie, en ek onthou dit altyd hier in my agterkop wanneer ek met mense deel, is dat ek het 'n getuienis gehoor van 2 ou tannies wat op sendingwerk gegaan het, en hulle kon nie verstaan die mense wat hulle gestuur het toe nou op die sendingveld, hoe is dit moontlik dat hierdie 2 ou tannies so baie mense bereik nie, en so baie mense bymekaar maak nie. Hulle het eintlik gegaan ook om 'n kerk te gaan plant. En toe hulle by hulle kom en vir hulle vra, nou maar hoe kry julle dit reg om hierdie mense bymekaar te maak? Toe sê hulle wel, al wat ons gedoen het, is ons het by die mense in die omgewing waar ons bly verbygegaan, en as ons gesien het iemand is siek, hulle kan nie hulle strykwerk en waswerk en goed doen nie, dat ons gegaan en daai empatie gewys om te wys ek vereenselwig myself met jou probleem, en hulle het so siele bereik en so mense, omdat hulle net 'n klein simpel ding gedoen het, net om saam met daai mense in die gat te klim, soos ons net nou gehoor het, en hulle gehelp het tot hulle deur is. En so is dit vir my altyd deur een van die belangrikste dinge, dink ek, in 'n mens se lewe, is om regtig empatie te hê, want dit was Jesus Christus se voorbeeld aan ons. Uitstekend, baie dankie. Pastoor Tim, wat doen empatie vir spanwerk, vertroue, gemeentekultuur? Ekskuus, dis vir u, Pastoor Tim. Hallo? As kan hoor. Goed. Wat spanwerk betref, spesifiek in gemeenteverband, dink ek moet ons maar kyk na die algemene werking van die liggaam van Christus en dan die verduideliking dat daar vir elke een deeltjie is, maar as leier behoort die pastoor of die gemeenteleier dan empatie so oor te dra met 'n agneming en begrip
dat hy met 'n diverse span mense saamwerk. Mense wie se behoeftes verskil, mense wie se agtergronde verskil, mense wie se sosiale behoeftes verskil, en dan ook, soos Pastoor William tereg vroeër verwys het, mense wat dinge deurgemaak het, wat hulle heel dikwels glad nie oor praat nie, maar behoort dan 'n leier dan empatie te hê en dit in ag neem by die hantering wat dalk in sy span saamwerk, maar met een doel voor oë is om dan die span saam te bind in 'n band van eenheid en liefde in harmonie met die Heilige Gees. En empatie sal dan die gom wees wat in daardie opsig, glo ek, die span bymekaar sal hou. Uitstekend. Ek hou daarvan. Ek weet baie van u is bewus of bekend daarmee met die idee daarvan van mense wat baie lang tyd saam spandeer. Dan het ons gesê, dan sê ons maak mekaar se sinne klaar. Een iemand sê iets en dan begin die ander persoon kan klaarmaak. En ek het spanne gesien, praat van Engels, high performing teams. So 'n span wat regtig goed saamwerk, is 'n span wat ook op die empatiese vlak, emosionele vlak, ook weet hoe om saam te werk en sal sê, nou is nie die oomblik vir ons om te druk en te dryf vir resultate nie. Nou is nie die oomblik vir ons om 'n gesprek te hê oor waarom 'n ding nog nie afgehandel is nie. Nou is die oomblik vir ons om eers 'n bietjie stil te sit en te reflekteer en te gaan sit en dink oor hoe het ons hier gekom? Waarom is ons hier? Wat is die rede dat mense voel soos wat hulle voel? En in daai mate het ek ook al mense gehoor wat mekaar se sinne kan klaarmaak deur met daai gevoel, die meegevoel, regtig te gaan verstaan. Dis ook 'n baie handige ding as jy in die sekulêre wêreld staan. So baie handige ding om met jou kliënt te kan meegevoel hê. En ek dink nie ons is in enige ander situasie nie. En met die mense wat in jou gemeente sit, moet jy ook meegevoel hê. Jy moet weet met wie dit is wat jy praat, anders gaan jy by hulle verby praat. Ek wil graag aanskuif, maar voordat ek dit doen, ek wil net vinnig my skerm deel, dat ek net seker maak almal van julle volg saam. Ekskuus, ek wil my Teams bladsy opsit. Ja, daar sê. Ek wil almal van u wat op die oproep is, wat nou nie deel is van die paneel nie, wil ek asseblief daar uitnooi om regtig deel te neem. Daar's verskeie maniere waarop jy dit kan doen. Daar is die chat gedeelte. Daar is heel welkom om 'n boodskap te tik. Indien jy dalk nie later 'n kans kry om die mikrofoon aan te skakel en met ons te praat nie, is jy baie welkom om 'n boodskap hier te stuur. Ons gaan dit lees en ons gaan definitief daaroor ook reageer. Dan is daar ook die vermoë om net 'n reaksie te sit. So jy kan terwyl iemand besig is om te praat, kan jy enige van hierdie emojis gebruik om dan ook sodoende ondersteuning te gee vir die persoon wat besig is om te praat. So net belangrik, ek gedink ek wil dit graag met u deel. Ek wil terugbeweeg na Suster Daleen toe en my volgende vraag gaan oor strategieë vir opregte verbintenisse met die span. Hoe werk empatie, hoe help empatie jou in daardie spasie? Ek dink dat empatie is een van die belangrikste leierseienskappe vir leiers in die 21ste eeu. En ek dink deur 'n opregte verbintenis met 'n span deur empatie te bevorder, moet ons die aktiewe luister prioritiseer. En ons moet probeer om verskillende perspektiewe te verstaan en wanneer ons empatie beoefen deur ons persoonlike ervarings te deel. En ek dink dat dit nodig is om van tyd tot tyd dan met jou spanlede of in gemeenteverband dan te skakel met jou bestuur en om deur ondersteuning te bied en om 'n kultuur te skep waar individue kan voel hulle is veilig net om hulle self te wees. En dan baie goeie strategie is om heeltemal aktief te luister en te fokus en om te verstaan wanneer jou spanlid praat, dat 'n mens werklik luister na hulle woorde en ook luister na emosies en perspektiewe sonder om hulle in die rede te val of sonder om sommer dan maar net sommer dadelik 'n antwoord te formuleer.
Ek sou sê mens moet soek na verskillende perspektiewe. 'n Mens moet diverse perspektiewe aanmoedig en 'n mens moet 'n spasie skep waar jou spanlid dan gemaklik voel, waar hulle ook dan hulle verskillende idees en opinies kan lig sonder om te vrees of om 'n oordeel te verwag. En ek dink 'n mens moet autentiek wees, 'n mens moet kan praat, jy moet kan jou eie deel uit jou eie uitdagings en foute, as ook jou suksesse om 'n sin van verbinding en vertroue te skep. 'n Mens moet besorg wees oor die welstand van jou spanlede en ondersteuning gee wanneer hulle probleme ondervind. En die belangrikste van alles is dat ek dink dat 'n mens moet na jou spanlede se emosies luister en dat jy moet hulle kan laat verstaan dat hulle emosies geldig is en dat daar na geluister word. En dan 'n mens moet elke een wat in jou span is, jy moet sy individualiteit vier, erken dan waar sy sterkpunte is, erken sy perspektiewe en ervarings en respekteer dan spanlede se persoonlike tyd. Ek dink dit is wat ek rondom dit kan sê. Dankie broer Johnny. Baie dankie. Ek het 'n gesegde wat sê common sense is nie altyd so common nie. Jy sukkel partykeer vir mense om eenvoudige goed te verstaan. Ek sou gesê almal moet outomaties as hulle luister na hierdie gesprek verstaan dat empatie absoluut noodsaaklik is. Maar die realiteit daarvan is dat jy moet aksie neem. Jy sal moet letterlik iets doen om jou span te kry om dit te doen. So dis die volgende vraag en ek wil dit eers vir Suster Sarita vra en dan dieselfde vraag vir Pastoor Tim ook. Wat doen jy? Hoe leer jy jou span om dieselfde te doen? Dis nie goed genoeg net om dit te doen en te hoop hulle gaan dit doen nie. Hoe leer jy hulle om daaraan te begin werk? Ek dink baie kere dat 'n mens om iemand iets te leer is baie keer om vir hulle dit te wys, maar nie net te wys en nie op te volg nie. Ek dink wanneer mens empatie aan iemand wil leer, moet jy dit kan bewys of wys, maar jy moet ook vir die persoon sê, maar wat doen jy in daai situasie? Wat sou jy gedoen het in daai situasie? Want dis al manier hoe meer jy dit doen en hoe meer jy dit promoveer en hoe meer jy dit begin te leef, dink ek dat mense sal dit naderhand navolg en dit doen. Dit is altyd baie moeilik, hulle sê mos jy kan 'n perd by die water bring, maar jy kan nie maak dat hy drink nie. So, maar ek dink as mens net iewers begin en iemand dit kan snap, dan kan 'n mens dit regtig baie sterk beoefen in jou gemeente, selfs oral in jou werksituasie, oral waar jy gaan. So, ja, ek dink deur dit regtig voor te leef elke dag, kan mense dit leer by jou. Uitstekend. Dankie Pastoor Tim. Span leer om ook die strategieë te gebruik om empatie in te span tot voordeel, dan dink ek sou die belangrikste wees om te weet dat mense nie almal dieselfde vermoëns het nie. Eerstens, jy moet jou span se vermoëns in ag neem, maar strategieë word dikwels aangeleer deur praktiese ervarings. Wanneer 'n mens dan, of wanneer ons span dan saamwerk, dan is dit goed om jou span in te stel by, of voor te stel aan moeilike omstandighede, terwyl jy as leier, as voorganger, steeds daar is om rigting te gee en om te lei. Mens moet besef, op 'n geskrewe manier, daar is nie 'n boek wat vir ons sê empatie werk as volg 1, 2, 3, 4, 5 en dis dit nie. Empatie word in elke situasie uniek hanteer, deur elke persoon uniek gedeel.
Maar dis nodig dat daar praktiese ervarings is, soos byvoorbeeld, kom ons noem die dood van 'n geliefde, dan maak ek gebruik van my spanleiers om die beurt om saam doodsbegeleiding te doen, om saam met my trauma te doen tot 'n mate waar dit dan gemaklik is ook vir hulle wat dan die trauma ervaar. Maar empatie is amper vir my soos 'n gawe. Alhoewel ons ook daaraan moet werk, maar my sin sal dan wees om die voorbeeld te stel en hulle prakties betrokke te maak en sodat die spanningsstrategieë na te volg. Uitstekend, dis baie goed. Baie dankie. Ek sien dat daar kommentaar inkom op die chat gedeelte. Baie dankie, is waardeer regtig. Sal nou daarna toe terugkom. Ons is nog een vraag oor. Ek wou net bygevoeg het op daardie gedeelte rondom Pastoor Tim se antwoord. Dit is baie keer nodig as jy iemand in jou span het om hulle kom ons sê 'n opleiding om te sê dit werk nie, hierdie werk nie. En dan weet regte help in die rigting. Een van die goed wat ek geleer het is dat enige sin wat begin met iets soos ten minste is nie 'n goeie antwoord as iemand in 'n omstandighede is nie. Dit is nou om dit te verduidelik as iemand vir jou sê my huwelik is amper op die rotse. Gaan jy vir hom sê ten minste het jy nog 'n huwelik nie. Dis glad nie 'n empatiese antwoord nie. En dit is baie keer is dit beter om net te sê ek het nie antwoord nie. Ek sien Lisel het dit gesê, soms is empatie net om te luister. Ja, presies. Net om saam te wees is baie keer net so belangrik. Pastoor Tim? Okay, ekskuus. Praat maar. 'n kort voorbeeld gee. Ek het 'n tydjie terug het ek 'n tweeling, een van 'n tweeling begrawe waar die babatjies maar 'n week oud was en terwyl ons by die graf is, toe merk een van die familielede teenoor moedertjie op en sy sê presies dit wat jy nou sê, Johnny, ten minste het jy nog een van die twee. En dis dit wat ek gesien het, hoe die moeder in een krimp met hierdie antwoord, het my werklik laat besef dat mense nie verstaan. Dood bly dood, ongeag of dit een is van 'n tweeling of 'n drieling, ongeag of daar nog anders boetransies is. 'n Mens moet baie mooi dink vir enige antwoord of enige raad vir mense wat in hierdie absolute droefheid vasgevang is. Ja, uitstekende voorbeeld. Baie dankie. Ek het nog 2 vrae wat oorbly en hierdie 2 gaan saam, so ek gaan deur die bank vir elkeen die kans gee om hierdie vraag te antwoord. Die vraag is, hoe balanseer jy empatie met die noodsaak om moeilike of ongewilde besluite te neem? Dis die lewe en die kerk is nie andersins as wat dit is in die koöperatiewe wêreld nie, in jou familie nie, in jou gesin nie. So nou en dan is daar 'n verwagting vir verantwoordelike mense om moeilike en ongewilde besluite te neem. En dis maklik vir mense om te dra en sê, ja, maar ek het nie meegevoel met my omstandighede, hoe ek sukkel, hoe dit moeilik dit is nie. Dis 'n balans. Dis nie, jy kan nie heeltyd net empatiek wees teenoor 'n persoon en nie die besluite neem wat nodig is om gedoen te word nie. Ek dink ons begin by Suster Taleen, dan Suster Sarita, en dan gaan ons terug na Pastoor Tim toe. Ek dink dat wanneer ons moeilike of onpopulêre besluite moet neem, moet ons absolute aktiewe luistervaardighede inspann om ander mense se gevoelens te probeer verstaan en om ondersteuning te verleen om mense te help om die verandering wat gaan plaasvind te navigeer, want ek dink dat dit is vir baie mense baie moeilik om ewe skielik net met verandering in te val. Dit is deurslaggewend om te luister na wat ander mense sê, maar sonder om noodwendig saam met hulle te stem.
Ek dink dat voor 'n mens 'n besluit neem, moet 'n mens eers insette by ander mense soek om 'n beter begrip te verkry, en 'n mens moet daardie emosionele intelligensie inspann om te verstaan wat die emosionele impak op hierdie besluit gaan bring. En dan gedurende die besluitnemingsproses sou ek sê, moet 'n mens empaties wees. Jy erken die ander mense se emosies en perspektiewe teenoor die wat die besluitneming gaan raak. Mens moet wys dat jy omgee oor hulle welstand. Mens moet probeer om vertroue te bou en nog voordat die moeilike situasie sou plaasgevind het. Ek sou sê, na die besluitneming moet 'n mens deursigtig wees en konteks verstaan en eerlik verduidelik hoekom hierdie besluit geneem is, en dan agtergrond gee waarom dit nodig was om die besluit te neem, sodat die doel van hierdie besluitneming verstaan kan word. Ek dink dat 'n mens 'n spasie moet skep vir mense om hulle gevoelens en bekommernisse te lig, maar dat 'n mens ook terugvoer moet verskaf, en dat 'n mens eerder in egte gesprekke moet tree, eerder as om sommer net 'n aankondiging te maak. Verder sou ek sê dat 'n mens ondersteuning moet bied, sodat dit kan as 'n reddingsboei wees vir diegene wat sukkel. Verder sou ek sê, moet 'n mens in lyn bly met die kernwaardes van jou langtermynstrategie wanneer moeilike besluite geneem moet word, eerder as om onder druk toe te gee of as om gewild beskou te word. Ek dink dat leiers moet baie dikwels baie moeilike en baie ongewilde besluite neem, en dat 'n mens moet besef dat die besluit wat jy gaan neem regtig vir jou miskien dalk ongewild gaan maak. Maar ek dink ook dat uit elke besluit wat ons neem, is dit vir ons 'n geleentheid om te leer en om te reflekteer op die uitkoms en op ons toekomstige leierskap te verbeter. Ek dink dit is al wat ek rondom dit wil sê. Baie dankie, Suster Talian. Suster Sarita. Ja, sy het dit so mooi opgesom, Daleen. Wat ek kan sê is dat daar was tye in Jesus se tyd op aarde wat hy ook gesê het nee, wat nie graag wou gehoor geword het nie. Ek dink aan een gedeelte van die besetene van Gadara wou so baie graag saam met hom gegaan het, maar Jesus het gesê nee, hy mag nie saam met hom gaan nie, hy moet bly by sy mense. En verseker was dit ook nie vir hom lekker geweest om dit te hoor nie. En dit is so, ons kan mense se gevoelens of ons kan ons medemense gevoel in ag neem, maar ons het nog steeds 'n verantwoordelikheid om te doen. En baie kere is dit dalk vir ons nie 'n lekker storie nie, maar ons het 'n verantwoordelikheid om na te kom. En jy neem hulle in ag, hulle gevoelens in ag, maar daar is nog steeds die ding van, Jannie wil nie skool toe gaan nie, maar sy verantwoordelik is, hy moet skool toe gaan. Ja, sy, uitstekend. Pastor Tim. Dit is baie belangrik dat ons in ag moet neem en vir mekaar die waarheid moet sê dat daar in groepe, dis nou ongelukkig nie net in die kerk nie, maar in groepe mense, in die mens inherent, kry jy ongelukkig hulle wat emosioneel uitputtend is. En ongeag hoeveel simpatie of empatie of liefde of ondersteuning wat leier bied, jy kan hulle net nooit tevrede stel nie. Dit is ongelukkig 'n gegewe. Wat belangrik is dat wanneer ongewilde besluite geneem moet word met 'n agneming van empatie en al die mooi goedjies, moet ons ook besef, besluite, daar moet absolute balans wees by die besluitneming. Maar ons moet baie beslis kyk wat sal tot voordeel wees van die groep
of wat die ongelukkige waarheid of die harde waarheid dat ons moet besluite neem wat eerder tot voordeel van die groep sou strek as tot 'n individuele voordeel. En dan is dit ook belangrik dat 'n mens met 'n agneming van empatie en dan moeilike besluite of moeilike besluite moet neem dat 'n mens moet kyk nie net na die korttermyn voordeel van 'n besluit nie, maar beslis na die langtermyn. En dikwels sal 'n individu nie verstaan wat is die langtermyn voordeel nie. En is dit dan die leiers se verantwoordelikheid om ongeag net voort te gaan en 'n besluit in te stel. Dis nie altyd maklik nie, maar dis baie keer baie nodig. Uitstekend. Ja, ek dink dit is ook belangrik dat ons as volgers moet verstaan om empatie te hê met die leiers wat baie keer in baie moeilike omstandighede geplaas word. Ek het 'n paar goeie kommentaar gekry. Ek het gewonder of ek dalk kan vra, dit is aan die einde van die vooraf opgestelde vrae wat ek gehad het vir die paneel. Pastoor Mani du Preez het hier 'n stukkie geplaas oor 'n paar van die aspekte van die tema. Ek weet nie, Pastoor Mani vir iets daaroor wil sê nie? Nee, Johnny, nie regtig nie. Empatie is eintlik 'n baie diep saak en ek wil amper sê wanneer jy met iemand sou deel waar empatie sou intrek dat hy werklik die Heilige Gees sal vra om hom te lei om die regte woorde te lê in jou mond en daai persoon te kan uitlig uit sy omstandighede. Dis basies wat ek kan bydra tot dit. Uitstekend, baie dankie Pastoor Mani. Ek het gepraat van Lisel, ek weet nie Lisel of jy nog iets byvoeg by jou kommentaar nie? Hy is nog gemute, daar's hy. Ja, dankie. Ja, Pastor Johnny. Ek het nou Vrydag gesien met die 2 jong mense met wie ek werk. Ons is so geneig om vinnige oordeel te vel deur dit wat ons hoor. Maar as ons werklik waar net gaan sit en luister, te midde van die kennis wat jy het, te midde van die insig wat jy het, as jy net gaan sit om te luister na die hart van die individu, of hy of sy nou reg is en of hulle verkeerd is, dit gaan daaroor, en soos Pastoor William vroeër in sy slideshow gesê het, om, jy weet, hulle gehoor en gesien te laat voel. Want as jy dit doen, dan het jy daai koneksie en jy bou 'n vertrouensband wat nie maklik gebreek kan word nie. Ek het iemand wat ons gesels nie baie nie en die dag wat sy my 'n boodskap stuur of wat sy my bel, weet ek, hier is 'n probleem, hier is 'n saak wat gaan hanteer moet word. Baie dankie Lisel, waardeer dit. Ek het gesien Pastoor Johan Wolken het gesê daar simpatie raak jou hart, empatie dra jou smart. Baie mooi gesê daar, baie dankie. Het u Pastoor Johan iets wil byvoeg daar nie? Baie dankie broer Johnny, ek dink dit is baie breedvoerig gedek. Baie dankie, waardeer julle moeite hoor. Uitstekend. Dankie, en dan sien ek Flip Skutte daar bygevoeg in baie opsigte het ek empatie in so 'n mate ervaar, so asof jy op daardie punt die hart van God ervaar vir daardie persoon, 'n totale meelewing in die gees. Pragtig. Ek sien ek het 2 hande, ek dink ek gaan kans gee in volgorde om net daar insette te kry. Eerst Michael gesien sy hand op en dan daarna Frans. Baie dankie Pastor Johnny, goeienaand almal. Ek dink een van die belangrikste dinge met empatie is ons moenie mense se gevoelens diskrediteer nie of die situasie verkleineer nie. Maak nie saak hoe groot of hoe klein die situasie is nie, maar om te sien hoe hulle die situasie ervaar. En ons is baie keer geneig wanneer iemand iets deurgaan wat jy self deurgaan en sê ek verstaan hoe jy voel want ek was daardeur, dan vat jy eintlik dit weg van hulle gevoel af en sit dit oor wat jy gevoel het. Hou die aandag by hulle gevoel, hou die punt by hulle gevoel, sodat hulle verstaan jy luister, en moet dit nie verkleineer nie. Ons baie keer verkleineer ons dit. Ek gaan 'n voorbeeld gebruik as jy sê, hoorie, ag my kar is stuk, en dan sal jou oupa of jou pa sê, ag maar ek het met 'n dikwiel fiets gery 15 kilos, dan verkleineer jy die situasie wat jy deurgaan.
En dan is dit nie empatie nie, alhoewel jy luister, moet nooit die fout maak om hulle gevoelens te diskrediteer nie, want dit is elkeen se realiteit. En sy realiteit kan jy nie verander nie, al ervaar jy dit anders, al sien jy dit anders. Maak seker jy respekteer hulle realiteit. Dankie Pastor Johnny. Dankie Pastor Michael. Pastor Frans? Ja, Johnny, baie dankie. Ek wil net 'n getuienis deel as ek mag oor empatie. So, empatie vir iemand met my tipe geaardheid is nie iets wat noodwendig natuurlik gekom het. En voor ek bediening toe gaan, het ek regtig 'n wroging in my siel gehad oor die hele kwessie van empatie, want dit maak deel uit van emosionele intelligensie, soos julle reeds gesê het. En ek het geweet dat 'n pastoor moet empaties kan optree, want dit is maar deel van jou werk as 'n pastorale versorger. Veral omrede die Here Jesus vir Petrus sê, as jy my liefhet, pas my skape op, laat my lammers wys. So empatie is 'n belangrike deel van dit. En ek het gebid, ek het regtig die Here aangeroep, en dit baie duidelik nog onthou. Ek was net 'n mede-pastoor en ek het by die Here toe gegaan en gesê, Here, ek bely dat ek sukkel met empatie. Ek het nie empatie nie, bestaan nie hoe empatie werk nie. En ek het dit regtig by die Here se voete gelos. En vandag kan ek sê, waar ek nooit sou gehuil het op 'n begrafnis nie, of nooit regtig na iemand wou geluister het wat deur omstandighede gaan as ek gevoel het, maar dit is sommer van niks waarde hierdie omstandighede. Die Here hierdie saak in my lewe verander, dat ek vandag voel ek baie keer te veel empatie het. So ek wil dit regtig deel dat iemand sukkel met empatie om hierdie ding te bely by die Here en te bid en die Heilige Gees te vertrou dat hy daai gesindheid van Christus binne jou hart sal aanwakker. Dankie. Baie dankie Pastor Frans. Ja, dit is definitief 'n gawe, so dit kom van die Vader af. Suster Sarita en dan broer Werner. Hoe is Pastor Frank? Ja, ekskuus Johnny, ek het maar so sê ek gaan hier by Sarita deel op die laptop. Na aanleiding net van dit wat Pastor Michael dan nou gesê het, trouwens, ek wil net noem, dit is daarom so, jy moet in ag neem, vir 'n oupa om 'n dikwiel fiets te ry is nie maklik en lekker nie hoor. Pastor Werner? Ja, empatie moenie net vir die slagoffer wees nie, maar hy moet baie keer vir die oortreder ook wees. En ek het onlangs 'n situasie gehad in my gemeente waar die een broer in die gemeente werk vir een van die ander broers in die gemeente, besigheidsman. Maar ongelukkig toe steel hy letterlik hier, dis kan R200,000 van die besigheidsman, die broer in die kerk. Simpatie, as ek na die slagoffer kyk ek met baie simpatie wat hy deurgegaan het en die verlies wat hy gelei het. Maar nou die oortreder is ook 'n lidmaat van die kerk en hy wil toe ook met my gesels en nou die simpatie het toe daar 'n rol gespeel vir die een baie en vir die ander een bitter min, want om so iets te doen is amper onvergeefbaar. Maar toe ek met hulle beide besig raak, toe het empatie my gehelp dat ons elke een se saak kon luister en die gevoel kry van die verlies aan die een kant en dan ook aan die oortreder se kant. Het empatie toe vir my gehelp dat ek kon verstaan het waarom hy dit gedoen het. Ons keer dit nie goed nie, geen gemeenskap met die werke van die bose nie, maar die hoekoms en die waaroms, as 'n mens met simpatie besig is, dan kom 'n mens nie daarby uit nie. Ons dink altyd aan die slagoffer, maar baie keer is daar ook 'n oortreder. Koning Dawid was 'n oortreder gewees. En dan moet die empatie dan by hierdie gevalle ook inkom, hoewel verskillend, maar ons kan nie net die slagoffer empaties hanteer nie, en die oortreder wil ons nou letterlik, soos hulle sê, as 'n hond lê met ons kop. Dit kan ons nie doen nie. So ek het 'n unieke geval gehad in my gemeente. Die oortreder gaan uit die aard van die saak nou maar die gevolge dra van sy doen en late. Maar as kerk, as herder van die gemeente, kon ek sy hart behou het en kon hy die saak uitpraat en hy het toe ook daardie liefde ontvang, hoewel hy geweet het hy gaan die gevolge dra. Maar wat ek eintlik net hierby wil sê is dat ons moenie die oortreder vergeet wat ook empaties gehanteer moet word sonder om goedkeuring te gee aan die sonde wat hy gedoen het. Baie dankie. Dat is definitief naaste liefde.
Ons het aan die einde gekom van ons gesprek vanaand hier saam. Ek wil net weer my skerm opbring en ek weet vir u kan deel. So ons het deur vrae en antwoord gegaan. U sal onthou dat ons het al reeds hierdie vorige tempeldialoog gesprekke gehad. Baie dankie vir almal van u wat deelgeneem het. U is ook in staat om meeste van die tempeldialoog weer te sien op YouTube. Dit is op die kerk se amptelike kanaal. Daar's een van hulle wat ek gemis het, ek dink is nommer 5. Het verlore gegaan, ek het hom opgeneem, maar ons het hom verloor, sommer op lang die lyn. Daar is altyd 'n verwelkoming vir u om vir ons terugvoer te gee. Dit gaan op omsend uit, sal daar 'n skakel gestuur word, ons het maar nog redelik min terugvoering gekry. U is in staat om terugvoering te gee op vanaand se gesprek, op enige van die voriges wat u gesien het, en dan is daar ook 'n geleentheid om te stem vir volgende onderwerpe waaroor ons kan praat. Ek het 'n hele paar gelys en daar sal baie voorstelle gemaak vir ander onderwerpe waaroor ons kan praat. U is altyd welkom om vir ons terugvoer te gee. Jou terugvoer is vir ons ongelooflik belangrik en die meningspeiling gee vir ons ook 'n idee van of ons besig is om die regte goed aan te spreek. Ons het nog een tempeldialoog wat voorlê voor ons konferensie. So ons sien uit daarna volgende maand om weer met u te gesels en dan sal ons u almal sien in Oktober maand. Ek gaan sommer vra vir pastoor Werner terwyl ek nog hom op my skerm kan sien om ons vanaand af te sluit met gebed. Kom ons maak die oor toe. Vader, ons sê vir baie dankie dat ons vanaand kon geleer het. Dankie Here dat ons weet dat hierdie kennis Here van waarde is en dat ons dit ook kan gebruik in elke een se gemeente en elke een se werk. Maar versterk ons Here, lei ons altyd deur die Heilige Gees. En Here, waar ons dalk iets vergeet wanneer ons met mense praat, dat Here, U ons sal help om te onthou wat ons vanaand geleer het. Ons sê vir baie dankie daarvoor. Wees verder met elke een, seën elke een wat aangebied het. Alles tot eer van U naam. Amen.